Ons lees 'n baie mooi skrifgedeelte in Deuteronomium 15, spesifiek verse 10 en 11. En daar staan: gee vrylik aan jou broer wat arm is. Daar sal altyd armes in jou land wees. En daarom het ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor jou mede-Israeliet wat in nood is en wat arm is. Jy hoor hierdie verskriklike mooi woorde. Gee vrylik aan jou broer wat arm is. Wees vrygewig. Hoekom? Daar sal altyd arme mense in jou land wees. En is dit nie so waar? Dis waar van elke land in die wêreld, maar dis so waar ook vir ons hier in Suid-Afrika. En ek besef diep, hier's baie mense wat hierna kyk, nie in Suid-Afrika nie, maar in ander lande van die wêreld. En hierdie is waar vir elke land in die wêreld. Maar hier waar ek nou staan en hierdie opname doen in Suid-Afrika, geweldige, groot, reusagtige armoede. Mense wat nie kos het nie, mense wat nie klere het nie, mense wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, mense wat nie oordentlike vervoer het nie, mense wat wonder waar die volgende bord kos vandaan gaan kom. En die opdrag wat die Here vir my gee en vir jou gee, wees vrygewig. Wanneer Jesus kom in jou lewe en my lewe, ons harte verander, is een van die eerste tekens, is ons raak vrygewig. Ons gee van onsself, ons geld, ons goed, ons tyd, ons menswees vir ander mense. Hoe praat arme mense oor hulle self? Ek wil vir jou een aanhalingkie lees, wat 'n arme mens oor homself, haarself skryf. We are cripples. We are afraid of everything. We depend on everyone. No one needs us. We are like garbage that everyone wants to get rid of. Hoor die verskriklike hartseer woorde, aangrypende woorde uit die mond van 'n arme mens. 'n Identiteit wat sê, we are garbage, we are cripples, en ek en jy kan 'n verskil maak. In hierdie een versie wat ek nou vir jou gelees het, of hierdie twee versies wat ek vir jou gelees het, wees vrygewig, want daar gaan altyd arme mense met ons wees. Kom ons help hulle om op te staan uit hierdie identiteit van ek is 'n krippel, ek is garbage, want dit is doodgewoon nie waar nie. God het jou gemaak, het jou spesiaal gemaak. Kom ons gee die brood, kom ons gee die klere, kom ons help mense in nood. Kom ons doen dit doelgerig. Wonderlike dag vir jou, wonderlike week vir jou.